Donderdag 27 Februarie 2024, saadgroei, 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Christelike bedieninge behels 'n verskeidenheid gawes, sommige meer ooglopend en sigbaar, terwyl ander onopvallend en gering is, weggesteek deur 'n kleed van eenvoud. Elke gawe word gevorm volgens die persoonlikheidseienskappe van die een wat dit besit, maar nie altyd nie. Elke gawe is belangrik vir die bediening van God en die uitbreiding van sy koninkryk. In 'n koning se paleis is daar nie net houers van goud, silwer, brons en koper nie, maar ook die eenvoudige erdepotte, kalbasse wat uitgekerf is, houtskottels en skeplepels. Sommige hiervan verrig hulle werk aan die koning se tafel, terwyl ander stilweg in die agtergrond dien. Elkeen is nodig om die ander aan te vul. Ook die dele van ons liggaam is interafhanklik en funksioneer behoorlik as gevolg van die werk van die verborgde lede. As dit kom by die gawes, moet ons volgens 1 Korintiërs 14 vers 1 so daarna uitsien. Julle moet die liefde nastreef, lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. Die Heilige Gees is oneindig en onbeperk in verskeidenheid wanneer hy saad uitdeel. Net soos fisieke oefensessies stamina opbou en goeie gesondheid bevorder, begin ons gawes 30, 60 en selfs 100voudig oplewer wanneer ons dit begin oefen. 1 Korintiërs 7 vers 7 lig ons in dat elkeen sy eie gawe van God ontvang het, die een dit en die ander dat. Jou deel kan behels dat jy die saad plant, 'n ander kan toegewys word om dit nat te maak. Albei van julle sien dalk nie eens die resultate van julle pogings nie, maar wees verseker dat julle die belonings so seker sal verdien as die een wat oes. Die een kan nie sonder die ander gebeur nie. Storms, donker paadjies, vuil putte en tonnels is alles deel van die lewe, en ons moet leer om ons laste te dra met ons fokus op God se belofte in Hebreërs 13 vers 5. Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Om vrugte bo te dra verwag dat ons eers onder wortels sal skiet. Saai in geloof, oes in vreugde. Ons Here en Hemelse Vader, dankie dat ons vandag weer kan hoor dat elkeen van ons 'n gawe vanuit die Gees ontvang het. Help ons om dit so uit te leef dat dit met vrug en seën sal wees vir die koninkryk en aan mekaar. Amen.